Goeiemôre. Ja, dit is lekker warm. Dit is nou die lekker tyd van die jaar, bietjie droog. Maar ek hoop dit gaan goed met jou daar waar jy is vanoggend en dat jy 'n lekker dag het en mag die Here jou seën in alles wat jy doen. Ons lees vanoggend uit Romeine 5 vanaf vers 12 tot 21 en die preektema is 'n nuwe era, nuwe era. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend die voorreg het om sonder vrees en bewering hierdie boodskap te kan opneem, ons Bybels oop te maak, en dat ons nou kan luister, ons dit kan publiseer. Ja, Here, daar's ander lande waar dit nie gebeur nie. Daar's ander lande, as jy na sulke goed kyk, wat hier opgeneem word, word hier ter dood veroordeel. Maar dankie dat U goed is vir ons. Dankie dat ons in 'n godsdienstvrye land lewe. Ja, Here, godsdienstvryheid het ook sy nadele en beteken almal is vry om hulle eie godsdienst te beoefen met uitdagings. Here, ek wil bid vir hulle wat swaar kry, hulle wat deur 'n moeilike tyd gaan, hulle wat nie lekker voel nie. Dat julle elkeen sal aanraak. Ons baie van ons wat hartseer is, ongelukkig is, sukkel. Help ons. Dankie dat ons aan U woord kan lees. Amen. Romeine 5 vanaf vers 12 tot 21. Die wil dan veel op die skerm sit. Oorvloed van God se genade. En ek gaan stil staan by die hele gedeelte. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het as gevolg van die sonde die dood, so het die dood ook tot alle mense deurgedring omdat almal gesondig het. Voor die wet was daar reeds sonde in die wêreld, maar as daar nie 'n wet is nie, word sonde nie toegereken nie. Nietemin het die dood van Adam af tot by Moses geheers, ook oor die mense wat nie gesondig het, op dieselfde wyse as wat Adam oortree het nie. Adam is 'n voorbeeld wat heenwys na hom wat sou kom. Maar die genadegawe is nie soos die oortreding nie. Want as deur die oortreding van een mens baie gesterf het, het die genade van God, ja, die genadegawe wat deur die een mens Jesus Christus gekom het, vir baie mense nog soveel oorvloediger geword. En die gawe is nie soos die gevolg van een mens se sonde nie. En die oordeel oor een mens se oortreding het tot veroordeling gelei, maar die genadegawe het tot vryspraak van baie oortredings gelei. Want as deur die oortreding van die een mens die dood deur daardie een mens begin heers het, sal hulle wat die oorvloed van God se genade ontvang, ja, die gawe van sy regverdiging, nog soveel eerder deur die een mens, Jesus Christus, in die lewe regeer. Daarom dan, soos daardeur die oortreding van een mens veroordeling oor alle mense gekom het, so het daar ook deur die een mens gehoorsame optrede vir alle mense regverdiging tot die lewe gekom. Want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens baie mense tot sondaars gemaak is, so ook sal deur die gehoorsaamheid van die een baie mense geregverdig word. Die wet het daarby gekom met die gevolg dat die oortreding toegeneem het. Maar naarmate die sonde toegeneem het, het die genade nog soveel oorvloediger geword. Dus, net soos die sonde deur die dood geheers het, sal ook die genade deur die regverdiging heers en tot die ewige lewe lei, deur Jesus Christus ons Here. Jo, geweldige groot woorde wat hier gebruik word deur Paulus en moeilike sinskonstruksie. Maar ek gaan met my verduideliking dit vanoggend vir julle net so bietjie makliker maak. Dus ek wil sê,
Die tema is 'n nuwe era. Nou, wat ons pas gelees het, dat ons dood is en dat die dood in die wêreld gekom het, dan kan dit eintlik so 'n rilling by my ruggraat gaan afgaan. En as ons praat van dood in die wêreld, dan klink dit onskuldig, maar die Griekse woord wat Paulus hier gebruik, is 'n militêre term van gewelddadige oorname. Die vertaling sou beter gewees het: die dood het 'n inval geloods in ons wêreld en alle weerstand voor hom wreed weggevee, sodat hy beheer oorgeneem het. Dis wat gebeur het in die sondeval. Toe Adam en Eva God hulle rug gedraai het, ongehoorsaam was. Die dood het 'n inval geloods en alle weerstand voor hom wreed weggevee. En dit roep by my beelde op wat ek gesien het van wat in Oekraïne aangaan en wat in Gaza aangaan. Ons weet presies wat dit beteken wanneer 'n militêre mag 'n gewelddadige inval loods en alles vernietig. Alles met bomme stikkend skiet. Mense wat hulle lewens verloor. Kinders wat nie kos het nie. Alles toe onder stof. Nou, voor Paulus se tyd het die Grieke die wêreld met sy kultuur en sy kuns verower. En toe kom die Romeine en die vroeë kerk en hulle verower die wêreld met brute mag. Gaan lees gerus van Tertullianus, Nero wat Christen aan die brand gesteek het. Alles met geweld onder beheer gebring het. Alle weerstand is onmenslik wreed onderdruk. En so het hulle die bekende wêreld daardie tyd onder beheer gehou deur geweld. En Paulus sê dit is presies wat sonde en die dood in ons wêreld reggekry het. Een mens, Adam, het die deur oopgemaak vir hierdie ellende. Ja. Alles by een mens begin, Adam. Adam wat die dwaase keuse uitgeoefen het, ek draai my rug op God. En hy was die oorsaak dat die dood 'n skrikwekkende greep op ons wêreld gekry het. Adam se dwaasheid het die hele mensdom in ellende gedompel. Een kommentator skryf, hy sê, vergelyk dit met die COVID-pandemie wat soos 'n kombers hoe die hele wêreld toegevou het en oral paniek en tragedie gebring het. Ja, dis 6 jaar terug. Nog vars in ons geheue hoe die dood die wêreld in sy mag gekry het en hoe magteloos die mensdom daarteen gestaan het. Ja, 2 aaklige beelde wat ek in jou kop gesit het, een van die verwoesting van Gaza, Oekraïne, en die ander een die verwoesting wat COVID gesaai het. Ek kan nie vinnig genoeg begrafnisse hou nie. En dit gee jou idee van wat sonde in ons wêreld ingebring het. Die dood
die hel. Maar nou sê ons, dis alles al Adam se skuld. Ja. Maar weet jy wat, ons kan nie vir Adam kwaad wees nie, want ek en jy doen elke dag sonde. Ek en jy keer elke dag ons rug op God. Ons is vrot van die sonde. Ons gooi baie keer God se liefde terug in sy gesig. En daarom sê Paulus, was daar vir ons geen uitkomkans nie. Daar was geen manier hoe die mens kan ontkom aan die feit dat hy vrot is van die sonde nie. En as hy vrot is van die sonde, is daar net een plek vir jou en dis die hel. Die Jode het gedink, ons kan hierdie sonde oorbrug. Ons kan ontslae raak van die sonde. Kom ons onderhou die wet, letter vir letter. Maar dit was 'n strooihalm waarna hulle gegryp het. Want net soos ek en jy weet dat jy kan die hele wet probeer gehoorsaam en jy kry dit nie reg nie. As jy een wet onderhou, dan oortree jy 20 ander wette en dit is soos wanneer ek roereiers maak. Ek gooi al hierdie eiers in 'n bak. En die laaste eier is 'n vrot eier. Dat is die hele dosyn vrot. Die sien die wet is nooit gegee om ons te red nie. Die wet moes ons wys hoe nodig ons God het. Die katekismus het gesê hoe groot ons sonde en ellende is. Ons kan nie deur wetsonderhouding by God uitkom nie. En daarom het ons hulp van buite af nodig gehad. Iemand anders wat moes ingryp terwyl ons magteloos was. En toe kom Jesus. Die wonder wat die hele wêreld op sy kop gekeer het. En Paulus sê in Efesiërs 2, God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. En daar verander die prentjie van die mens in sy wêreld. God het sy seun in hierdie donker wêreld toegestuur. En God kom deur Jesus Christus en kom skep 'n nuwe era om terug te keer na die oorlog. Paulus sê, dis as daar 'n nuwe mag op die horison verskyn het, wat die magte van oorheersing en onderdrukking kon verdryf, sodat almal weer vry kan wees. Ja, as verowerende oorwinnaar kom en verjaag Jesus die dood. En begryp in. En daarom kan Paulus skryf, dood, waar is jou angel? Waar is die heerskappy? Die dood kan nie meer heerskappy voer nie, want ons lewe staan nie meer onder die gesag van die dood nie. Maar ons is onder die gesag van hom wat nou ons Here is. In eenvoudig Afrikaans, die donker era van die dood is verby, en sy mag oor ons is gebreek. En weet jy wat? Ons leef in daardie nuwe tyd. Die era van die onvrede met God is verby. Ja, van die sondevalle was daar 'n wig tussen God en sy skepping, wat by die dag net al hoe groter en groter geword het, en die muur het net al en hoër verrys. En dit het gelei dat die mens afgesny was van God, op homself aangewese in 'n wêreld, wat oorheers is deur sy grootste vyand, die dood. Maar dit is iets van die verlede. God het in sy genade gekies, dat 'n nuwe era aanbreek, die dag toe Jesus gebore is.
En weet jy wat, ek en jy kan daarin deel. En ek en jy kan die draer van daardie boodskap wees. Stel jou voor, jy is vanoggend op die televisie. Jy verskyn op die wêreldse televisie en sê, ek het wonderlike nuus aan die Oekraïne. Die oorlog is verby. Alles is terug soos 4 jaar gelede. Die mag van die Russe is verbreek. Julle is almal weer vry. En dit moet ons getuienis wees. Ons leef in 'n wêreld wat getuister word deur dood en sonde. En jy moet vir daai wêreld gaan vertel, die nuwe era het aangebreek. Die nuwe era het vir my aangebreek, het vir jou aangebreek. Die era wat gekenmerk word deur liefde en genade.